Goeienaand. Psalm 103. Die Psalm roep ons op tot selfbesinning, tot selfoproep. En dit vind uitdrukking in die oproep waarmee die Psalm begin. Meer letterlik, loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. En net so, om die hele Psalm te omarm, sluit dit af met die woorde, loof die Here, o my siel. Selfbesinning, selfbepeinsing, selfherinnering, selfoproep. Dis 'n noodsaaklike deel van die lewe van elke gelowige. Dis 'n teken van 'n lewende persoonlike verhouding met die Here. Wie dit doen, erken daarmee, al is daar geen ander mens naby nie, dat die Here vir hom of haar 'n werklikheid in hulle lewe is. Ek moet die evangelie van liefde van die Here aan myself verkondig, voordat ek dit aan ander kan verkondig. Ek moet die liefde van die Here op my eie lewe van toepassing kan maak, myself kan herinner, myself kan oortuig, hom uit my eie uit kan loof, selfs al is daar geen ander mens naby nie. Van die eerste dinge waarin ek myself moet herinner, is die werklikheid van my as mens se verganklikheid. Dawid doen dit deur die Psalm. Ons lees vanaf vers 14. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensdier is soos die van die gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek is vir altyd leeg. Hieraan moet ons onsself voortdurend herinner. Ons is verganklik, ons lewe gaan verby. Daar kom 'n einde daaraan. Of ek jonk of oud is, die einde van my lewe gaan kom. En ons moet eerlik hieroor wees, ons kan dit nie ontken nie. Hiermee saam en voortspruitend uit ons verganklikheid, moet ons voortdurend onthou en onsself herinner dat ons totaal van die Here afhanklik is. Ons verdien niks voor hom nie. Ons kan met ons leë hande na die Here toe kom, nie om iets te gee nie, maar om alles te ontvang. Hierdie afhanklikheid word dwars deur die Psalm veronderstel. Daar word nie eers daaroor geredeneer nie. Dit is so. Vers 3 sê, dit is hy wat my sondes vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van my lewe vrykoop van die graf, wat my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, en my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Hierdie dinge is daar. Sonde en ongeregtigheid, waarvan ons verlos moet word. Siekte, waarvan ons genees moet word. Die graf, waaruit ons losgekoop moet word. Begeertes na die goeie en die soeke na nuwe krag. Dit alles is 'n werklikheid waarmee ons, soos Dawid, te maak het. Ons is totaal afhanklike mense. Ons het sy barmhartigheid, sy genade, sy lankmoedigheid, sy liefde nodig. Vers 8. Daarsonder kan ons nie bestaan nie. Om jouself te herinner dat jy swak en afhanklik is, kom nie van self nie. Ons wil onsself eerder herinner aan hoe rein en gesond en selfstandig en onaantastbaar ons is. Daar is egter geen troos daarin om 'n skynheilige werklikheid te probeer voorhou nie. Een of ander tyd, ja, eintlik elke dag, besef ek ten diepste dat ek van iemand afhanklik is. Genadig is ek en jy as ons besef dat ons van die Here so afhanklik is. Om dit te erken, om te weet dat ons van hom afhanklik is, dit is 'n seëning. Die eerste van ons Here Jesus se saligsprekinge leer juis dit, dat die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, salig is. Let wel, nie salig is die wat afhanklik is nie, dit is ons almal, maar salig is die wat weet, wat besef, wat teenoor hulle self en ander kan erken, dat hulle van die Here afhanklik is. Hierdie saligheid lê nie in die wete van afhanklikheid nie, maar in die wete dat ek van die Here afhanklik is. Van hom
en sy goedheid, en sy genade, en sy lankmoedigheid, en sy liefde. Kom vanaand tot ruste met hierdie selfherinnering, hierdie selfoproep aan wie ons voor die Here is. Verganklik en afhanklik. Genadiglik is ons afhanklik van God wat ons oneindig liefhet. Goeienaand.